Goeiedag geliefdes in die Here. Baie welkom by hierdie week se motivering. Ek glo dat God 'n woord vir jou het wat jou sal versterk en bemoedig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u liefde en genade. Open vandag ons harte om u stem te hoor en gee ons die krag om aan te hou met die reis van wat voor lê. In Jesus se naam ons bid. Amen. Geliefdes, kom ons gaan reguit na ons tema vir die week, wat uit 1 Konings hoofstuk 19 vers 7 uitkom. Word wakker en eet. Die reis is te veel vir jou alleen. In hierdie skriflesing lees ons dat Elia moeg en moedeloos onder 'n besembos gelê het en gewens om te sterf. Maar toe kom 'n engel en sê vir hom: "Staan op en eet, want die pad is te ver vir jou." Baie van ons voel dalk soos Elia, moeg, oorweldig en lees om op te gee. Die lewe se pad voel soms te lank, die laaste te swaar en die drome te ver. Maar God weet wat voor lê. En hy stuur sy woord, sy gees en mense om ons te sê: word wakker en eet. Jy kan nie hierdie reis doen sonder geestelik kos nie. Kom ons kyk gou, wat beteken dit om te eet volgens die skriflesing? Dit beteken om weer die woord van God te neem. Dit beteken om in gebede te volhard. Dit beteken om geestelik op te staan en nie in moedeloosheid te bly lê nie. Elia het nie net fisies kos gekry nie. Hy is geestelik versterk. En daardie krag het hom gehelp om 40 dae en nagte te reis tot by die berg van God. Net so sal God jou ook versterk vir die pad wat jy moet loop. Of dit nou jou gesin, jou werk, jou bediening, of jou innerlik stryd is. Hy sê vir jou vandag, of vanoggend, word wakker en eet, want ek is met jou op hierdie reis. Jy's nie alleen nie. Kom ons kyk na ons boodskap vir die week. Moenie bly lê in moedeloosheid nie. Moenie die stem van vyand glo wat sê jy is klaar nie. Word wakker. Eet God se woord en stap met 'n nuwe krag. Die pad is ver, ja, maar God gee genoeg vir elke stap. Geliefde, kom ons bid saam as ons afsluit. Here, dankie dat u ons nie los in ons swakheid nie. Dankie dat u ons roep om op te staan, om te eet van u woord en om die reis saam met u aan te pak. Versterk elke een wat moeg is en gee nuwe hoop en energie vir die week wat voor lê. In Jesus se naam ons bid. Amen. Geliefdes, dankie dat jy hierdie tyd saam met my deurgebring het. Onthou, staan op en eet. Want die pad is te ver vir jou sonder God. Hy is jou krag, jou hoop en jou gids. Seën vir die week wat voor lê. Moenie vergeet om hierdie boodskap te deel nie. Iemand wat bemoediging nodig. Tot volgende keer. Bly sterk in die Here. Dankie.